Ek voel nie reg gedres nie, hulle is so mooi aangetrek. Sy is so pragtig. Hey, ek kry 'n smaal daarin. Ek wil begin deur julle te vat na God se woord toe. In Markus 10 vers 14 tot 16 staan hierdie woorde: Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle. Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Vandag bring julle twee verlane na die Here toe. Hierdie daad van toewyding is nie 'n ritueel wat ons doen nie, maar 'n erkenning dat hierdie kosbare dogtertjie 'n geskenk is van die Here. Psalm 127 vers 3 herinner ons, hy sê, kyk, kinders is 'n erfdeel wat van die Here afkom. Vrug van die moederskoot is 'n beloning. Elke asemhaling, elke laggie, elke tree wat sy gaan gee, elke nuwe seisoen in haar lewe is 'n herinnering aan God se goedheid en sy liefde in julle lewens. Wanneer ouers hulle kinders aan die Here opdra, sê hulle eintlik in soveel woorde: Here, hierdie kinders is u sin. Ons is net rentmeesters. Ons is net rentmeesters. Net soos Hanna haar seun Samuel toe aan die Here toegewy het in 1 Samuel 1 vers 27, bring julle twee verlane vandag terug na God se hand toe. Hierdie toewyding vra nie net dat julle haar sal lei nie en dat die Here haar sal lei nie, maar herinner julle as ouers ook daarin dat julle geroep is om geestelike mentors te wees vir haar. Om Lana deur julle voorbeeld te leer bid, te leer dien, lief te hê en die Here eerste te stel in alles. Toewyding is nie net 'n heilige gebeurtenis nie, maar 'n uitnodiging vir ons as gemeentefamilie om deel te wees van hierdie spesiale reis. En ons staan saam met julle drietjies. En ons sal bid vir haar, ons sal ondersteun en ons sal haar saam groot maak in die wil van die Here. It takes a village to raise a child. Die Bybel sê in Deuteronomium 6 vers 6 tot 7 sê hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. As gemeentefamilie speel ons almal 'n rol in die geestelike groei van hierdie pragtige dogtertjie. Net soos Jesus die kinders in sy arms geneem het en hulle geseën het, strek hy vandag sy arms oor Lana. En hy sê, hierdie kind behoort aan my. Ek het 'n plan vir haar. Ek ken haar van die moederskoot af en ek sal haar lei. Jeremia 29 vers 11, bekende gedeelte, julle ken hom. Ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om aan julle 'n toekoms te gee en hoop te gee. Hierdie belofte is vanmôre ook vir Lana. 'n Toekoms wat God self reeds geskryf het, vol lyding, vol seën en vol liefde. Net soos Josua en sy huisgesin die besluit geneem het, neem julle vandag ook die besluit om te sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. En dit is die vraag wat ek vandag julle wil vra. Is dit die belofte wat julle ook wil maak? Om te sê van vandag af, ek weet julle dien al baie jare die Here, maar van vandag af, ons sê dit openlik, ons erken dit, ek en my huis, ons sal die Here dien. Is dit julle keuse wat julle wil maak? Baie dankie. Nou voordat ek al toe gaan wy in die Here, wil ek eers 'n oomblik neem om julle drietjies spesiaal te seën met God se woord. Konrad en Simonei en julle pragtige dogtertjie Lana. Die Here seën julle en beskerm julle. Die Here laat sy aangesig oor julle skyn en wees julle genadig. Die Here draai sy aangesig na julle toe en gee vir julle vrede. Mag julle soos bome wees wat by water geplant is, wat altyd groen bly en nooit ophou vrug dra nie. Mag Lana van kleins af leer om die Here te ken, om lief te hê en om te dien met haar hele hart. Mag julle huis gevul wees met die vreugde van die Here en mag sy liefde altyd die fondament in julle gesin wees. Die Here self gaan voor julle uit. Hy sal met julle wees. Hy sal julle nie begewe of verlaat nie. Mag julle altyd onder sy beskerming skuil en die seën van sy hand oor julle lewe ervaar. Amen. Gaan sy na my toe kom. Jo. Och, sy is te pragtig. Lana,
kom wy jou toe in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here Jesus, ons kom in hierdie heilige oomblik en ons kom wy haar toe in U naam, Here. Ons erken en ons kom bely hierso, ons kom sê dit openlik, dat hierdie is 'n pragtige geskenk wat uit U hande uitkom. En Here, ons wil is nie U wil nie. En daarom kom vra ons dat U haar sal lei, dat U drome vir haar sal geopenbaar word, dat U haar sal beskerm, dat die vyand geen houvas op haar lewe ooit sal hê nie, maar dat sy beskerm sal wees deur die bloed van Jesus Christus. Here, gee vir Konrad en vir Simonei ook die grootste vrymoedigheid om te doen wat U van hulle verwag, om haar groot te maak soos wat U van hulle verwag. Beskerm hulle as gesin, Here, omvou hulle met U seën en mag hulle nooit vergeet dat U is saam met hulle elke oomblik. Hierdie is U geskenkie wat U gegee het en ons is net rentmeesters. So Here, mag hulle dit beleef dat U vir hulle krag gee, dat U vir hulle leiding gee en dat U saam met hulle sal wees. Ons sê vir U dankie dat ons haar nou kan toewy aan U en mag ons opgevul wees met opgewondenheid oor die toekoms wat U vir haar beplan. Ek sê vir U baie dankie. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Kyk sy nou vir my. Ek dink ek gaan so staan en preek. Is dit reg met jou? Ek gaan vra dat my vrou net vir julle 'n klein geskenkie kom oorhandig. Ek wil haar nie teruggee. Okay, hoe swaar sy vir my. Ek wil haar nie teruggee nie. Baba jong. Baie geluk julle. Baie geluk julle. Kom ons gee vir hulle 'n warm hande klap.